die kuier. Hy hoor die geklop aan die voordeur, terwyl hy besig is om die ketel aan te sit. Vreemd, dink hy geïrriteerd. Wie sal hierdie tyd van die middag lastig wees? Dit was immers dekades tevore, waar hy die besluit gemaak het om 'n kluisenaarsbestaan elders in die wye natuur sy lewe deur te bring. En oor daardie besluit het hy nog nooit berou gehad nie. Almal in die omgewing weet immers om hom nie ooit te pla nie. Hierdie ou man met die krutaal en die gewillige geweer. Tevrede en vergenoeg met sy eie geselskap. Die instandhouding van 'n reuse groentetuin. Gereelde stap met sy getroue hond naby die goed ingerigte woning met die wye stoep. Gerieflik, net soos wat hy dit vir homself deur die jare ingerig het. Hy kan die dag onthou toe hy die omgewing vir die eerste keer kom besigtig het. As dit moontlik was om op 'n huis en die omliggende area oombliklik verlief te word, sal hy dit beslis so beskryf. Hy word teruggeruk na die reëlmatige geklop aan die voordeur. Hy sal die persoon, soos enige ander, die deur wys en met sy gewone, amper gemeene self sê dat hy besig is en nie gesteer wil word nie. Mense is iets wat hy so ver as moontlik wil vermy, en dis die einde van die storie. Hy maak die voordeur oop, sien die bekende gesig. Soveel dekades sedert hy haar, die sogenaamde liefde van sy lewe, laas gesien het. Philip. Onmiddellike skok op 'n plooierige, songebaaide gesig. En amper se terugstaan. Terug tot in die woning wat sy toevlug vir die laaste 37 jaar geword het. Ingrid. Vir hoeveel jaar het hy hierdie vrou probeer vergeet? Hierdie vrou wat hy so diep bemin het. Hy het altyd geweet dat haar skoonheid ander mans sy aandag getrek het, maar nooit sou hy verwag dat sy hom sou verlaat vir iemand anders, allermins sy beste vriend nie. Hierdie ervaring wat sy vertroue in die mensdom tot op die been gesny het. Hy het daardie dag, net soos elke dag, voor dit by die huis gekom en die aktetas by die voordeur neergesit. Hy, 'n sakeman, hoogs suksesvol. Hy het haar rustig op een van die sitkamerbanke gevind, gretig langs haar gaan sit om haar te soen, net om die stram, onvriendelike uitdrukking op haar gesig te sien. Daar was onmiddellik die aanvoeling dat iets nie pleis is nie. Sy het haar gesig in sy rigting gedraai en die woorde wat sy lewe onherroepelik sou verander, het onkeerbaar, amper klinies uit haar mond gekom. Daar is nie 'n ander manier om dit te sê nie. Ek en Pieter is al vir 8 maande in 'n betekenisvolle verhouding.
en het die besluit gemaak om ons ou lewens agter te laat en saam ons weg vorentoe te baan. Jy weet wat dit beteken, né? En nou staan hierdie Delilah, hierdie vrou wat hy nooit weer wou sien nie, voor hom. Mag ek inkom? Ek kon nie help om die amper smekende, berouvolle toon in haar stem te bemerk nie. Hy maak die deur wyer oop, sprakeloos. Daar's niks om vir hierdie vrou, wat hy so hard uit sy hart probeer ban het, te sê nie. Ek kon nie langer uitstel nie. Dis al soveel jare, Philip. Die woorde onbehendig, maar tog ook betekenisvol. Kan ek maar inkom? Asseblief. Sy kyk op, die oë smeekend. Vir 'n oomblik versag sy blik, vul 'n vreemde vrede sy gemoed. Kom in, Ingrid. Hulle stap af in die netjiese gang met die houtvloere en gaan sit by die kombuistafel. Die oomblik is vreemd, die woorde totaal en al onverwags. Philip, ek is jammer, regtig jammer. As ek maar geweet het waarin ek my begewe het, na 22 jaar saam met hom, was dit my beurt om verraai te word. Het ek Bekkie van my eie medisyne teruggekry. Maar selfs gedurende die tyd waar ons saam was, kon ek jou geskokte gesig nooit uit my gedagtes kry nie. Jy was net altyd goed vir my. Wat my besiel het, sal ek nooit verstaan nie. Die tyd saam met jou was die beste jare van my lewe. Dit was. Wat is daar om nou op so 'n ontboeseming te sê? Dis lank gelede. Ek het nie woorde nodig nie. Dis geskiedenis. Ek hoop net dit was die moeite werd vir jou. In elk geval, hoe het jy my in die hande gekry? Het is duidelik dat die hoop van normale praat, selfs effense versoening, die taal van haar amper bejaarde liggaam verander, al was daar die effense sarkasme te bespeur. En so sou hulle die res van die namiddag in relatiewe normale gesprek oor enigiets anders voer. Die plaas, haar lewe in die stad, alleen in 'n woonstel, and all the rest. Tot die oomblik vir 'n paar woorde wat weer eens sy lewe sou omkeer, onbehendig uit haar mond sou val. Woorde wat vir dekades in die kern van haar wese weer klink, herhaal het. Jy sal my seker nooit weer in jou lewe toelaat nie, Philip. Hy blaas vinnig sy hande om die stoomende beker koffie. Kyk haar aan, vasbeslote. Ek weet nie wat om te sê nie, Ingrid. Ek het hierdie jare geleer om heeltemal op my eie reg te kom.
And come to think of it, ek is eintlik heel gelukkig. Ek is jammer, maar is net hoe ek voel. Dis 'n vrymakende, katarsiese oomblik. Vry van die verlede, die geskiedenis van 'n vorige lewenshoofstuk. Ek moes dit seker verwag het. Dis net die terugkyk en berou, Philip. Die alleenheid, niemand om mee te praat nie. Vir die eerste keer in 37 jaar voel hy opregte empatie vir die vrou wat hy eens so diep lief gehad het. Bly en verlig dat die seisoen van terugkyk ook nou vir hom verby is. En so sou hy nooit daarna weer die kortaf kluisenaar wees wat hy voorheen was nie. Fluitend rondloop en selfs bure vir behoorlike kuiers uitnooi. 'n wye, lagende mond. Die misterie van 'n veranderde Philip, nooit vir die wat nou sy vriende is, onthul, bekend wees nie.